Ons eerste vraag. Bereken die totale weerstand van die stroombaan. Nou as ons kyk na die stroombaan, ons het R1 en R2, hulle is in parallel met mekaar, so ons gaan eers die effektiewe weerstand van die parallelskakeling bepaal, en dan R3 is in serie met die parallelvertakking. So kom ons begin met die parallelskakeling. 1 op R parallel is 1 op R1 plus 1 op R2. Ons vervang ons waardes in, dis 1 op 6 plus 1 op 3. En 1 op 3 gaan 2 op 6 wees, met ander woorde 1 plus 2 gee vir ons 3 op 6. Met ander woorde 1 op 2. So wat ons nou doen is, en hierdie is 'n belangrike stap, en baie leerders maak hier 'n fout, die parallelweerstand, met ander woorde, ons vat die resiprook van 1 op R parallel, is gelyk aan 2 ohm. Baie leerders vergeet om te skryf R parallel. Hulle sê net is gelyk aan 2 ohm, en 'n half is nie gelyk aan 2 ohm nie, jy moet die resiprook aan beide kante aandui. So wat het ons nou? Ons soek die totale weerstand. So R totaal gaan gelyk wees aan die parallelle weerstand plus R3 wat in serie is. So ons tel dit by mekaar, so dit is die 2 ohm plus die 4 ohm, en dit gee vir ons 'n totale weerstand van 6 ohm. Bereken die lesing op V2. Ons wil met ander woorde daardie voltmeter lesing bepaal. So V2 is gelyk aan die stroom wat deur die 4 ohm resistor vloei. Dit is met ander woorde I totaal, maal met die weerstand van die 4 ohm resistor, R3. Die totale stroom vloei deur die 4 ohm resistor, en dit is 'n waarde van 2 ampere, maal met die weerstand van R3, en dit is 4 ohm, 2 maal 4 gee vir jou 8 volt. Bereken die lesing op A2, met ander woorde, daardie ammeter. Nou, die totale potensiaalverskil is 12 volt, 8 volt is oor R3, en ek het nou V3 ingeteken. Wat gaan die lesing wees op V3? Onthou, jou V totaal, wat gelyk is aan die lesing op V1, is gelyk aan die lesing op V2 plus die lesing op V3. So ons kan met ander woorde V3 gaan bereken. V3 gaan gelyk wees aan die totale potensiaalverskil minus die lesing op V2. Met ander woorde 12 minus 8, en dit gee vir ons 4 volt. Ons het met ander woorde V3 se lesing, dit sal 4 volt wees. Ons het ook die weerstand van R1. So ons kan nou gaan en die stroom deur die 6 ohm resistor gaan bereken, wat ook die lesing gaan wees op A2. I is gelyk aan V op R. Watter V is dit? Dit gaan wees V3 gedeel deur R1. Wat is V3 se lesing? Dit is 4. Wat is R1 se lesing? Dit is 6. 4 op 6 is 2/3, 0,67 ampere. Laaste vraag. Hoe sal die lesing op ammeter A1 beïnvloed word indien die 6 ohm resistor uit die stroombaan verwyder word? Wat doen ons in hierdie geval? Ons verwyder 'n weerstand wat tans in parallel geskakel is. As ons 'n weerstand wat in parallel geskakel is verwyder, dan gaan ons totale weerstand toeneem.
En Ohm se wet, V is gelyk aan I maal met R. Die totale potensiaalverskil, wel, dit bly 12 volt. Ons gaan nie dit verander nie, ons verander nie die battery nie. Die totale weerstand, het ons nou net gesê, neem toe, want ons het 'n weerstand in parallel verwyder. So, ons totale stroom moet met ander woorde afneem. So die lesing op A1 gaan afneem. Nou ek weet dit is nie gevra nie, maar wat gaan dan die nuwe lesing wees op A1? Ons weet ons R totaal gaan nou gelyk wees aan R2 wat in serie is met R3. Onthou, daardie 6 ohm weerstand is verwyder. En dit gee vir ons R2 is 3 ohm plus R3 is 4 ohm. Ons nuwe weerstand is 7 ohm. En nou gaan ons totale stroom bepaal, wat voorheen 2 ampere was, en dit is gelyk aan V totaal op R totaal. V totaal bly 12, en R totaal is nou 7. En 12 gedeel deur 7 is 1,71 ampere. So daar het 'n berekening nou bewys, hoër weerstand, laer totale stroom.